ek kan deel volgend. Ek het net gevoel, ons moet bietjie dieper gaan in 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. En wat vir baie mense baie krag en insaai het. En ek wil ons lees uit 1 Kronieke 4 uit. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik, kom ons begin met vers 9. En Jabes was meer geëerd as sy broers, en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het hom met smart gebaar. En Jabes het God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder, en u hand met my sal wees, en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie, en God het laat hom wat hy begeer het. Wat kom wat hy begeer het. Nou, ek het net 'n paar gedagtes rondom hierdie bekende gedeelte van en dis interessant as jy vat die hele omtrent 1 Kronieke 4 is 'n geslagsregister. Hierdie 2 verse staan uit in die geslagsregister. Staan dit uit en dit is so kragtige woorde. Nou, ons vra eers wie was Jabes? Hy was gerespekteer, meer aansien as sy broers gehad. Sy naam op sigself vertel 'n verhaal. Hy het in 'n verhouding met God gestaan. Hy het God aangeroep. Hy was eerlik en opreg en sy gebed en sy gebede was verhoor gewees. Hy het voorspoed gehad en het uitgestaan as iemand wat kon getuig van God se teenwoordigheid. Ons nou gepraat van getuienis. En dis wonderlik as 'n getuienis die gemeente of die mense stig. Wat se krag het 'n getuienis? God sê, en ons het dit gesing nou, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, en ek was, ek is en ek sal altyd wees. Ja. Ons het ervaar die week dat mense verander, nou wil hulle God moet verander. Maar God sê duidelik in die woord vir ons, ek is gister, vandag en môre dieselfde. God is nie iemand wat 'n aannemer van 'n mens genoem 'n persoon is nie. Iets wat verseker nie ongemerk by God sal verbygaan nie. Is jou gebedslewe. Met ander woorde, jou gebedslewe is belangrik vir God. Jou gebedslewe is vir God belangrik, so belangrik dat hy dit gereeld voor hom laat verskyn as 'n aangename geur. Ons lees in die Bybel dat ons as kinders van die Here moet 'n aangename geur hê. En dit ons gebede is vir die Here 'n aangename geur. Dat die verlede nie belangrik is nie, maar die toekoms. Dit wat ek in die verlede verkeerd gedoen het, of dit wat ander aan my gedoen het, is verby. Die woord sê vir ons, laat staan die dinge van gister. Jy kan iemand eenvoud, jy kan in eenvoud na God toe gaan en jou hart en opreg gebede voor hom uitstort. Hy sal jou nie teleurstel nie. Die woord sê vir ons, kom na my toe, almal wat vermoeid is. Kom soos julle wil. Ek het 'n advertensie gesien van 'n restaurant wat sê, kom net soos jy is. Stort die seën oor my uit. God se seën gaan egter altyd gepaard met seën vir ander mense. God seën jou sodat jy seën in jou lewe sigbaar kan wees en sodat jy dit kan beleef, maar ook na ander kan word. Die Here seën jou, maar jy moet bereid wees om ander te seën. God het 'n plan met jou en met ons seën wat hy aan jou gaan gee. Mense is vir God belangrik en hy wil hulle seën.
Ons mag God se seën oor ons lewe afbid, tot eer en verheerliking van sy koninkryk. Vergroot my grondgebied. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God, voor julle geld najaag. Die seën van God is vir alle mense beskikbaar, en dat wanneer God seën, hy altyd ander mense in gedagte het. Hou in gedagte dat God ons grondgebied vergroot en nie ons nie. Ek kan nie my grondgebied vergroot nie, deur op mense te na te kom en te vertrap nie. Ek moet God vertrou en tevrede wees met sy manier van doen. God sê partykeer nee vir ons. Wat God wil gee, die Here het vir elkeen van sy kinders 'n geestelike grondgebied gegee, en is ons persoonlike verhouding met God, is die grondgebied wat God ons gegee het, ten opsigte van die mense om ons. Vader, trek my nader aan U. God se stem moet uit ook na ander mense. Ons kan en mag dit nooit inhou nie. Dit verarm mense om ons en ook onsself. God seën mense met finansies, emosionele stabiliteit, fisiese gesondheid, 'n wonderlike geestelike verhouding, sodat ons seën vir ander nasies kan wees. Kinders van God kan nie tevrede wees met dit wat hulle op geestelike gebied bereik het nie. Daar is iets meers in God se skik. So ons lewe baie keer in die gedagte dat ons is, ek wil amper sê geestelik ek kan nie op die woord kom, maar dit beteken geestelike hoogmoedigheid. Maar God wil vir ons meer gee. God wil vir ons seën met baie meer as wat ons ooit kan hoop of vra of dink, want dit is in sy aard. Hou my onder U hand. Om God se hand oor jou te hê, beteken om God se volle arsenaal tot jou beskikking te hê. Dit begin by 'n gebed van afhanklikheid. God se seën sal net in my en jou tot sy volle werking kom as ons 'n afhanklikheid onder die hand van God leef. Geseënd is die een wat weet hy het God nodig. Ons moet bely dat ons God nodig het. Kom naby aan God en leef naby hom. God geniet dit om ons te beskerm. God sê kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. En dan het ek nog 'n punt, is bewaar my van die bose. Jabes se gebed leer ons om bedag te wees op die strategie van die bose. Hulle neutraliseer mense en om mense te verhoed om 'n seën vir ander te wees. Wanneer 'n mens deur die grens van die gewone breek en God 100% vertrou met jou hele lewe, word jy vir Satan 'n probleem. Hy het nie 'n probleem met onmatigheid nie. God haat dit. Dit kom terug na die was jy maar warm of was jy maar koud of was jy maar lou gewees. Groter seën bring ongetwyfeld meer geleenthede vir sonde en afwykings. Dit kan so maklik gebeur dat die voorspoed op geestelike en materiële gebied 'n mens minder afhanklik van God maak. En dus ons moet oppas vir dit. Here, help my om my rug te draai voordat die versoekings daar is. Ons moet elke oggend vra dat die Here ons baie sal lei waar die versoeking min is en waar dit duidelik uitstaan. Hoe nader jy aan God leef, hoe dowwer sal die stem van Satan wees en hoe duideliker sal die stem wees van die ware leeu, die leeu uit die stam van Juda. Waak en bid,
sodat jy nie daardeur besmet word nie, en sodat jy nie ander daarmee besmet nie. God laat gebeur, dit is God se aard. Vra en vir julle sal gegee word. Mense het nie, omdat hulle nie vra nie. God vra jou om jou meer te vertrou, om hom meer te vertrou. Hy is gereed om jou meer te gee. Vra in volwassenheid en nederigheid. God staan gereed om jou te seën. Vra hom om dit te doen. Amen.